In 2023 is daar weer 'n ambulans op die toneel. Die ambulans beweeg teen 25 meter per sekonde weg van 'n stilstaande luisteraar. Hulle sê ook dan die sirene se frekwensie is 550 Hz en dat die luisteraar 'n frekwensie waarneem van 512,64 Hz. En dit bevestig dat die ambulans wegbeweeg, want die waargenome frekwensie is laer as die sirene se frekwensie. Vir die soveelste jaar stel die Doppler-effek in woorde. My raad aan jou is, gaan leer hierdie definisie uit jou kop uit. Gebruik die gegeewe inligting om die spoed van klank in lug te bereken. So ons wil V gaan bereken en jy weet dat daardie antwoord moet naby aan 340 meter per sekonde wees in die geval van lug. So hou daardie waarde in jou agterkop soos ons hierdie som doen. Nou FL weet jy is 512,64 Hz. Dis vir jou gegee. Dan die spoed van klank is V en ons weet die spoed van die luisteraar is 0 want die persoon staan stil. Dan het ons die spoed van klank ook onder die lyn en nou is die vraag, tel ons VS by of trek ons VS af? Onthou VL is 'n laer frekwensie want die ambulans beweeg weg. Ons gaan met ander woorde die noemer moet groter maak, so ons tel dit by. So ons plus 25. En dit alles vermenigvuldig ons met die frekwensie van die sirene en dit is 550 Hz en dan kry ons dat die spoed van klank in hierdie geval is 343,04 meter per sekonde en dit is baie na aan die 340 meter per sekonde wat ons verwag het. Nou, as die ambulans vinniger as 25 meter per sekonde beweeg, hoe gaan dit die spoed van klank in lug verander? Nou, die spoed van klank gaan dieselfde bly. Onthou, die spoed van klank hang af van die eienskappe van die medium, met ander woorde, die temperatuur van die lug, druk, humiditeit, nie van die beweging van die bron of die luisteraar nie. Scenario 2. Die ambulans beweeg vinniger. Wat gaan gebeur met die frekwensie van die klankgolwe wat deur die sirene vrygestel word? Nou logies, dit gaan ook dieselfde bly. Hoekom? Die sirene op die ambulans is 'n klankbron wat klankgolwe uitstuur teen 'n vaste frekwensie, naamlik 550 Hz. Daardie frekwensie word deur die toestel bepaal en dit verander nie soos die ambulans beweeg nie. So daai frekwensie van 550 Hz gaan dieselfde bly ongeag teen watter spoed die ambulans beweeg. Laaste scenario, die ambulans beweeg vinniger. Hoe sal die frekwensie van die klankgolwe wat deur die luisteraar waargeneem word verander? En die antwoord is, dit sal afneem. Onthou, die ambulans beweeg nou vinniger weg. En dit beteken dat die klankgolwe wat deur die sirene uitgestraal word, rek uit. Die golffronte kom minder gereeld by die luisteraar aan. En gevolglik is daar 'n laer frekwensie wat waargeneem word. En laastens, 'n vraag oor sterre. Hierdie tipe vraag is laas in 2016 gevra. Die spektrum van 'n ver afgeleë ster, soos vanaf die aarde waargeneem, het rooi verskuiwing ondergaan. Beweeg die ster weg van of na die aarde? Nou in hierdie geval het dit weg van die aarde beweeg. Vervolgens moet ons die Doppler-effek gebruik om ons antwoord te verduidelik. Nou ons weet rooi verskuiwing het plaasgevind. Dit beteken die spektrale lyne het geskuif na die rooi end van die spektrum.
Hoekom gebeur dit? Laer frekwensie of langer golflengtes wat waargeneem word. En wat veroorsaak dit? 'n Ster wat wegbeweeg vanaf die aarde.